memory. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am
nie of jy regtig 'n kind van God is en of jy al ooit die geleentheid gehad het om God, om 'n kind van God te word. Doen dit. Doen dit. Moenie uitmis om 'n child of God te wees. Ek wil graag hierdie volgende 20 sekondes net waar jy is. Dit ons hart is op hierdie stadium so, ons hart is so vir mense wat ver is van God. Ons hart is so vir daai ou, my hart breek en ek raak so emosioneel as ek besef dat daar's mense daar buite wat nog nie ken nie, wat nog nie 'n child of God is nie. Sê vandag hier staan, die middag kom wat hier staan. En jy het iemand op jou gedagte wat net daar is. Ek het bid vir hom. Nee, nou. Nie hardop nie, as jy wil hardop, as jy wil nie. Staan nog op so 20 sekondes. Sê die Here hierso, my buurman, weet hy is. Hier is hierdie ou, is hierdie ou. Ons gee gous 20 sekondes. Here, dankie. Dat U self sê, Here, dat U die see gesplit het, Here, sodat ons daar kon deurloop. Here, U het aan die kruis gesterf, Here, sodat ons dit kan hê. Here, U sal uit die pad uitgaan om enigiets te doen, Vader, om ons te kry sodat ons 'n kind van U kan word. Here, U sê in die woord dat U sal tot 99 ander mense los, Here, aan te hardloop agter daai een ou wat ver is van U. Here, ons sal 'n kerk wees wat hardloop agter daai een ou. Nie vanmôre gekom en vanmôre gehoor so 'n klomp mense wat net name genoem het, Here, van mense wat ver is, Here, dalk 'n ouer, dalk 'n vriend, dalk 'n vriendin, dalk 'n buurman. Here, ek bid dat U vanmôre sommer nou, Here, verandering sal. Here, dat U vanmôre vir ons daai paadjie gaan oopmaak, Here, sodat ons met daai ou kan chat hê, Here, dat ons daai ou kan nooi, Here, dat ons daai ou kan kry om sy hart vir U te gee, want dis, Here, dan besef ons dan doen ons wat U ons geroep het, Here. Dan maak ons disippels. En dan maak ons die hemel vol van U. Hier as jy vir mense gebore is wat sê, maar ek weet nie eintlik of 'n kind van God is, ek het hom saam met hom daai gemis. Dat hulle ook verhoore weer terug gaan nie, Here. Dat ons sê, weet jy wat, hier is my lewe weer en weer en weer. Ons loof vir ons prys nog vir Here. En Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen, gee jouself 'n hande klap, beste broeder, in die kerk, so lekker. Ons neem vandag hier op. Asai. Baie welkom by Vermoere se kerk. Is vir so lekker, is my wat so voorreg is dit nie om te wees ons is so bly die son skyn 'n bietjie. Alraai. So dit nie nodig om in te swem nie, maar julle kon daarom ingeloop het vandag, so dit was vir ons heerlik. So baie welkom by Vermoere. Ons is so bly jy is hierso. As jy dalk jou heel eerste keer in ons gemeente is, luister jy, ek eer jou regtig. Dankie dat jy kom kuier het, dankie dat jy kom kyk het wat hier aangaan. Dalk is jy net hier Vermoere. Ons kerk se naam is die Victory Kerk. Ons glo dat saam met God is altyd 'n victory. Alraai. Ons doen nie baie goed in hierdie kerk nie, ek doen 4 goed. 1, ek wil hê jy moet God ken. Ek wil hê jy moet op 'n stadium in jou lewe kom waar jy sê ek is 'n kind van God. Alraai, dis ons harte, dis ons hele lewe en dis hoekom ons hierdie goeders doen wat ons hier doen. Die tweede ding wat ons wil hê is ons wil hê jy moet vryheid vind, okay? Vryheid vind om dit in die verlede te los wat in die verlede is en vryheid te vind. Vryheid in finansies, vryheid in jou huwelik, vryheid te vind en om vryheid te vind. En dit doen ons deur selgroepe en ons het 'n klompie goeders wat ons dit doen. Die derde ding wat ons wil hê, jy moet jou doel ontdek. As jy jou doel ontdek, Mark Twain dink ek sê, ek weet hy sê, Mark Twain sê, die 2 belangrikste dae in jou lewe is die dag wat jy gebore is en die dag wat jy uitgevind het hoekom is jy gebore. Dis my so mooi, nee. En ons wil jy help daarmee. Alright, ons het goeders, ons het resources, ons het klasse wat ons hier aanbied op 'n Sondag 1 keer in 'n kwartaal of wat ook al, wat ons wil aanbied om te kan uitvind wie jy is. Want as jy weet wie jy is, gaan jy die 4de ding kan doen en dis 'n verskil maak. En op die ouene is dit almal van ons. Ons wil net 'n verskil maak in die wêreld. So 'n verskil maak. So dis waar ons jou so deurvat. So moenie dit mis nie. Wakel jy in daai stap is. Dalk is dit net om God te leer ken. Doen dit. Dalk is dit om vryheid te vind. Doen dit. Dalk is dit om jou gawes te ontdek. Doen dit of dalk moet jy 'n verskil maak. Hoe maak ek 'n verskil? Kry jy 'n groen hemp?
Alright, kry vir jou groen hemp, ons gaan dit nou gechange na swart toe in 'n geval ook. So kry vir jou groen hemp, kry vir jou swart hemp en kom service op. Groet iemand by die deur. Ons het daar in Kreeusdorp daar twee koppels gekom, wel nie 'n koppel, 'n man en 'n vrou. En hulle hele huwelik was gone. En hulle het gesê hulle gaan net kerk toe kom een keer en as niks gebeur nie, dan gaan hulle Christendom los en hulle huwelik gaan skei. Niks, al wat hulle gaan doen. En hulle het ingestap by die deur en daar het 'n ou gekom, so 'n groot ou daar by ons. En hy groet hulle. Eers man, hierdie ou hou nie van handskud nie, hy hou van drukke. En hy druk hierdie twee hierdie huwelik saam en hy's so bly dat hulle hier is en hy groet hulle vanmôre en hulle sit daar. En na die tyd sê hulle, as gevolg van daai druk, het hulle huwelik gered en hulle het God aangeneem. Hæ? 'n Druk. It's amazing. Nie ek nie die band nie. Een ou wat hulle al buite gedruk het. So dis vir my so mooi. So jy kan 'n verskil maak. Ons het ons buitendigdiens donderdag, moenie vergeet nie, alright, moenie vergeet nie, ek wil vir jou paaseiers gekoop om nie te vergeet nie, maar jy sal nou die paaseier kry, anders eet jou paaseier luister nie na my nie. Okay. En ek wil eens kyk, ek wil eens die suiker so 'n bietjie uithaal en vetties uithaal dat dit lekker is, dat jy kan eet sonder om vet te word. So maar jy moet eers deur 'n diens gaan. Alright, so maar buitendigdiens, moenie vergeet nie, is donderdag, alright, in Kreeusdorp, alright, ons op stadion ons lewe sal ons dit seker hier hou. Alright, so maar kom daar uit. 5 uur maak jy hekke oop, 7 uur begin die diens, 8 uur kardrag, dis ons 10 en klaar met die diens. Dan kom jy huis toe, dis die volgende dag vakansiedag. Okay, so dis jy hoekom ons dit doen. So bring iemand saam, moenie alleen kom nie, bring iemand saam, sê luister, kom saam met my. Daar's lekker vir die kinders, daar's jumping castles, daar's goeters vir die tieners om te doen. Ek het toilette gekoop daar, luister die hele. Kan ek jou nou raad gee? Drink baie water en hou jou blaas tot donderdag. Okay? Want daai toilette wat ek gekoop het is next level. Dis soos ek het soos die beste. Ek het myself gevra, Erik, wat is een ding wat jy soek by 'n buitendigdiens? En ek is soos die toilette, daai cubicles kan maar ek sê nee. Ek soek die beste toilette en ek het gaan vra vir die beste toilette in Suid-Afrika en ek het dit gekry, right? En as gevolg van almal se vrygewigheid het ek dit bestel en ons kry die beste toilette wat jy kan kry. Hou jou blaas piepie 4 keer, want dit is baie geld gewees. Okay. Hou dit. Moet dit nie gebruik nie. Drink baie water, hou daai blaas. Donderdag, as jy nie gaan piepie nie, dan het jy nie die buitendigdiens bygewoon nie. Okay. So ons alles is klaar betaal, is wonderlik. Ons kan nie wag vir donderdag nie. Ons prys die Here vir die weer. Ja. Ons is in 'n reeks waar ons na Jesus se vrae kyk. Jy weet, Jesus het 'n paar vrae gevra in sy lewe, vandat hy sy bediening begin het saam met sy disippels totdat hy gekruisig is. En ons is besig in hierdie reeks om na 'n paar vrae te kyk. En as jy verlede week gemis het, kan jy dit gaan opcheck. Die verlede week se vraag was, hoekom is jy bang? En ons het geleer oor die disippels wat op 'n stadium, wat hulle was in die boot van een plek op die see van Galilea na 'n ander plek toe, en toe hulle in die middel van die see kom, sit hierdie verskriklike storm wat hulle boot omgooi en dit is alles, en hulle was toe bang geweest en die Here het hulle gevra, hoekom is julle bang? Want nommer 1 het ons geleer dat ek is saam met jou in die boot, en ons het geweet dat Jesus is saam met jou in die boot. Jy gaan deur moeilike tye in jou lewe, en dit weet ons, maar Jesus is saam met jou in die boot, en 2 is baie keer gebruik Jesus hierdie moeilike tye om iets in jou te leer sodat jy kan uitkom. Gaan kyk dit as jy graag belangstel daarmee, dit is op ons YouTube kanaal. Vandag wil ek regtig met mense praat wat ek voel 'n aanraking van God nodig het. Dit regtig iemand wat 'n aanraking van God nodig het, want dalk sit jy vanmôre hier en jy het 'n probleem. Dalk sit jy vanmôre hier en jy het 'n uitdaging of iets wat jy dalk nie self kan oplos nie. En jy het daaroor gebid en jy's besig om God te glo vir 'n wonderwerk. Dan hoop ek en my gebed is dat vandag se boodskap jou gaan help. Want Jesus vra 'n vraag vir 2 blinde mans, vra hy die vraag: hoekom glo julle dat ek dit kan doen? Hy vra vir 2 blinde mans, blind, glo julle dat ek dit kan doen? So kom ons gee 'n bietjie konteks. Jesus is by die sinagoge besig om mense te leer. So hy's besig om mense te leer daarso. En op 'n stadium kom een van die leiers in die gemeenskap kom daar en val voor Jesus neer en sê: Jesus, asseblief, my kind is siek, my dogtertjie, jy moet hom genees. En Jesus stop die leerling en hy staan op saam met hierdie man op pad na sy dogtertjie om sy dogtertjie te kan gaan genees. En toe hulle daar kom, toe kyk hy en hy sê: nee, hierdie dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net. En almal het gelag en ander het gedink: ag, wat gaan dit help? En Jesus het net daar en dan 'n wonderwerk gedoen en hy laat daai dogtertjie uit die dood uit opstaan. En almal versprei die storie. Ewe skielik is dit soos 'n kinderstorie wat oral gaan. Jesus is hier, die Messias is hier wat genesing kan doen. En hier is die 2 blinde mans wat gehoor het van hierdie storie. Hulle het gehoor van hierdie man op hierdie stadium in hulle dorp
wat siektes kan genees. En dis waar ons die storie vanmôre opvang. Ons kry die storie so in Matteus 9 vers 27 tot 30. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend vir hom geskree, ontferm U tog oor ons, seun van Dawid. Jy weet, voor ek aangaan, die feit dat hulle hom seun van Dawid noem, beteken dit dat hierdie 2 blindes reeds glo dat Jesus is die Messias. En dit het die Fariseërs nog ons redelik kwaad gemaak en ons gestel, want hulle wil dit nie geglo het nie. Hulle wou nie gehad het dat hulle moet weet dat Jesus is die ene wat die profesie gesê het gaan gebeur nie. Maar hierdie 2 blindes het in hulle hart klaar geglo dat hy is die seun van Messia. En hulle roep uit, ontferm U tog oor ons, seun van Dawid. Nou die uitroep in Griekse woord daar is die woord krazo. En dit is 'n besete uitroep. Openbaring 22 eintlik gebruik dieselfde woord as wat hy vra, as hy sê wanneer 'n vrou 'n geboorte gee, daardie skree wat hulle gee. Jy weet, ek was al by 3. En dan daardie skree is 'n krazo, dis 'n uitroep. Alright? En ek is nog nooit in my lewe blind nie. Ek was nog nie blind nie, maar ek kan onthou ek het al sonbranddroom op my voorkop gespuit, alright? En toe het ek gaan werk en toe loop daai sonbranddroom in my oë. Jy weet? En ek was vir 'n oomblik daar. Jy weet, vir 'n oomblik het ek, dit was soos daai patrysies. Jy weet, daai patrysies as jy op die pad ry, hulle weet nie wil hulle voor die kar of langs die kar wees, jy weet. En ek was so, Alisa! Ek's blind. Alisa kan nie sê nie. Alisa kan en dis hoe hierdie mense, dit is hulle skree, seun van Dawid, seun van Dawid. Ontferm U tog oor ons, is 'n besete roep. Kom ons gaan aan met die vers daarso. Hy sê Jesus het in die huis ingegaan en vir die blindes het daarna hom toe gekom in die huis. Hy vra toe vir hulle, en dis die vraag vanmôre, glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. Toe raak hy in hulle oë aan en sê hierdie, dit is so mooi, wat julle glo, sal gebeur. Hulle kon sien, maar Jesus het baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Kou van dit, wat julle glo, sal gebeur. Kou daarvan, want God sê nie volgens julle inkomste, gaan dit gebeur nie. God sê nie, volgens dit wat julle werk nie, volgens wat ander mense van jou dink nie, volgens die besigheid wat jy het nie, volgens die klere wat jy aan het nie, nee, die woord sê, volgens jou geloof. En dit het my bemoedig hierdie week. Veral as ek so kyk na die reën en ek besef die buiteligdiens, dan dink ek, Here, my bemoedig om te weet dat God reageer volgens jou geloof. Die skrif is eintlik baie duidelik daar. Die skrif sê, sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Ek dink God is mal verlief op jou geloof. Ek dink God is mal verlief wanneer jy glo in jou geloof. En dis wat my on fire kry om te weet dat geloof is iets wat God se hart kan raak. En hy is ek vermoede baie sensitief. Vermoede baie sensitief. Want vir baie mense kan hierdie ook vermoede baie mismoedig wees. Jy weet, ons kry lelike Christene, julle. Ons kry redelike Christene wat soms sal sê, ja, die rede hoekom dit met jou gebeur is as gevolg juist van jou geloof. Jy het nie. Weet, as God iets doen, dan moet ons hom die krediet gee, natuurlik. Maar wanneer God dan nie iets doen nie, wat doen ons? Dan blame ons altyd onsself of ander mense blame ons. Ja, jy het nie reg gebid nie. Ja, jy het te lank gebid. Ja, jy het nie genoeg geloof gehad nie. Jy het te kort gebid. Jy het gebid in die naam van Jesus en dit moes eintlik gewees het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige. Jy het nie die duiwel op sy naam geroep toe jy bid nie. Jy weet, jy het nie genoeg geskree nie. Jy het jou hande nie so gehad nie. Jy moet jou hande so hê. Om te weet. En ek stem saam. Ek dink God eer geloof. Ek stem 100% daarmee saam. Baie keer hierdie skuldgevoel, wanneer iets nie gebeur nie, dink ons, man, wat het ons verkeerd gedoen? En dis die vraag wat hierdie week my hart opgekom het. Is watter geloof eer God? Watter geloof eer God? Want ons weet dat geloof behaag God. Ons weet dat geloof die hart van God kan raak. Maar watter geloof? So ek het 3 goed, kan ek jou huis toe stuur. Nommer 1, is 'n geloof wat glo wanneer daar niks is om te sien nie.
Ek dink die eerste geloof wat God eer is 'n geloof wat sien, 'n glo wanneer daar niks is om te sien nie. Hebreërs 11 vers 1 is eintlik ons vers. Hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om terug te gaan ons storie toe. Matteus 9 vers 28. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het hom geagtervolg. Hy vra toe vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Ja, antwoord hulle hom. Nog voordat daar 'n resultaat is, nog voordat Jesus aan hulle oë geraak het, nog voordat daar eers vir hulle gebid is, skree hulle, ja, ek kan dit doen. Ons glo ek kan dit doen. En dis my vraag vanmôre, kerk. Ek weet nie wat jou challenge nie. Dalk sit jy vanmôre hier met 'n fisiese challenge. Die dokter het vir jou gesê jy kan seker goed nie meer doen nie as gevolg van jou lyf of as gevolg van iets. Of dalk sit jy hier vanmôre met 'n verhoudingschallenge. Jou huwelik hang in 'n draadjie. Jy en jou vriendin is besig om te fight. Wat ook al, dalk sit jy vanmôre hier met 'n finansiële challenge. Of dalk sit geestelik. Dalk sit jy met hierdie challenge van vergifnis. Dalk sit jy met hierdie challenge van jou verlede en jy kan nie ontslaa raak van jou verlede nie. Of dalk sit jy vanmôre hier en jy wil so graag kinders kry en jy kan nie. Dis 'n challenge. En hier is my vraag vanmôre aan jou, voor ek kan begin, hier is my vraag vanmôre aan jou, glo jy dat God kan? Glo jy vanmôre dat God jou kan hoor en jou gebede kan beantwoord? Glo jy dit vanmôre? Want dis wat hy vir hierdie blindes vra. Hy vra, glo julle dat ek dit kan doen? Glo jy vanmôre? Kerk, glo jy vanmôre dat God die onmoontlike kan moontlik maak? En ek ken 'n kerk antwoord. Ek sien hulle. O, broer pastoor, nee, natuurlik. Prys die Here, ons is 'n God wat onmoontlik kan doen. Amen, halleluja. We are blessed to be stressed. O, die Here kan alles doen. Prys die Here, natuurlik kan hy dit doen. Maar ons aksies laat ons redelik in die steek. Want ons woorde en ons aksies sê eintlik vir my wat jy wel glo. Jou dade, kerk. Dit wat jy doen, jou dade kan baie keer sê ons glo nie. Selfs ons woorde. Weet ons het hierdie woorde wat sê, al wat ons nou oor het om te doen is gebed. Ek het nou alles getraai en niks het gewerk nie. Al wat ons nou maar net kan doen is gebed. En weet ek sien dit asof die Here amper daar bo staan en sê, nou is jy die moontlikheid, want nou het jy alles weer vir my gelos. Hoekom kom jy nie dadelik na my toe en dan het ons dit uitgesorteer nie? Kerk, glo jy dat God kan? Ek het hierdie vraag gevra hierdie week vir myself. Wat is die laaste 7 dae? Die laaste 7 dae, wat van verlede Sondag tot hierdie Sondag? Wat is dit waaroor jy gebid het hierdie week? En as jy vanmôre nuut is dalk in ons gemeente en jy sê, wow, ek try nog eers my voete vind, ek count jou out, nie is die antwoord beantwoord nie. Praat hy van die mense wat gereeld kom. Praat hy van mense waaroor het jy gebid die laaste 7 dae? Van julle gaan vanmôre sit en sê, wel glad nie. Ek weet nie of ek eers het nie. Ek lees hierdie post. Hierdie post sê, what you pray about reflects what you believe about God. What you pray about reflects what you believe about God. Waarvoor jy bid is gewoonlik 'n bewys oor hoe jy in God glo. As jy vanmôre hier sit en jy sê, wel, ek het min gebid, ek weet nie of ek eintlik gebid het nie, dan is dit amper 'n manier wat jy vir my wys dat God, jy sien nie God is aktief in jou lewe nie. En jy glo nie dat God iets kan doen nie. Maar as jy vanmôre hier sit en sê, Erik, ek het groot dinge vir die Here gevra. Ek weet nie of dit moontlik is om te doen nie, maar ek het groot goed vir die Here gevra, dan sê jy vir my dat jy glo in 'n groot, magtige God. Kyk, sien, die size van jou gebedsversoeke is 'n groot bewys van die krag in jou geloof. As jy nie die hele tyd vir klein dingetjies vra, en ek dink jy moet nie vir klein dingetjies vra, ek dink dis belangrik om juis vir klein dingetjies te vra. Maar op 'n stadium in jou lewe gaan jy moet groter. Sê die hele tyd net vir klein dingetjies, sê Here, ag asseblief, bless die kos. Wel, jy het dit gemaak, jy weet wat sou in. So natuurlik. Here, help my net dat ek veilig by die werk kan aankom. Great, sit jou seatbelt aan, ry die spoedgrens en maak jou oë oop, dan sal jy alright wees. As jy die hele tyd net klein goedjies bid, dan is dit die krag van jou geloof.
Ek dink amper asof die Here vanmôre vir my sê, om vir julle te sê dat, hy staan daar en hy sê, gee my ietsie groots. Give me something, ek soek ietsie, ek wil hier bid, vra vir my iets wat ek die onmoontlike doen, vra vir my iets wat ander mense gaan dink is onmoontlik, maar vir my is dit nie onmoontlik. I want to do something for you. En dit wat geloof. Dit wat guts. Die grootte, die size van jou gebedsversoek is 'n bewys van jou krag en jou geloof. Glo jy God kan? Glo jy God kan dit doen, hoe ook al, waar ook al jy in jou lewe is? Glo jy God kan jou huwelik vanmôre genees? Al is dit op een klein draadjie en dis die einde. Glo jy vanmôre dat God kan verslawing breek, as jy verslaaf is aan iets? Glo jy dat die naam van Jesus is groter as kanker? Glo jy vanmôre dat God die onmoontlike kan moontlik maak? Glo jy dit? Want geloof wat God eer, is 'n geloof wat glo, kan ons nie sien nie. Dink aan Noag. Noag het 'n boot gebou met groot geloof. Daar was nog nie 'n wolkie van reën in die lug nie. Die Israeliete het om Jerigo gestap vir 7 dae lank. Daar was nie 'n kraak in die muur nie. Maar hulle het geglo. Die tweede geloof wat God eer, is 'n geloof wat volhard wanneer niks verander nie. 'n Geloof wat aanhou glo, aanhou volhard wanneer niks verander nie. Hier is die blinde man, hulle roep uit, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. En Jesus hou aan loop. Die Bybel sê dis 'n besetene van 'n geskree. Dis nie net van seun van Dawid. Hulle skree klip hard uit en Jesus maak of hulle nie hoor nie, hy stap net aan. Binne in 'n ander ou se huis. Ek het amper hierdie prentjie gesien. Hier prentjie gesien van hier is die banke, hier is die eregaste van die huis, hier is Jesus en aan die ander kant is die 2 blinde mans. Maar hierdie blinde mans het gesê, ons gaan Jesus aanhou volg en ons gaan aanhou uitroep totdat hy iets omtrent dit doen. Hy gaan ons of moet wegjaag of hy gaan ons moet genees, maar ons gaan aanhou volhard. Ek kan onthou dat ek jonk was in die bediening. Yes. Ek was jonk in die bediening en daar was hierdie 1 of 2 leiers wat ek ongelooflik geëer het, wat kerke gehad het. En ek het altyd myself gesê, as ek net daai anointing kan kry, kan ek regtig 'n great bediening. Ek was nog in die NG Kerk, jy weet, en in elk geval in bediening. Yes, en ek kan onthou weeksaand en hulle partykeer Woensdae en Donderdae hierdie aande gehad. En dan was ek daar, jonk man. Ek en Alicia in die bediening vars. Ons wou iets vir die Here doen, dan hardloop ek, dan gaan ek na hulle dienste toe. Dan staan ek al by die diens, dan aan die einde, dan sê hulle, luister, kom dat ons vir mense bid. En dan het ek en Alicia heel voorgestaan. Yes, en dan het hulle vir my gebid, en dan wat ek gedoen het, ek het agter gaan staan in die ry, om weer voor te kom. En dan het hulle vir my gebid, en dan het ek weer agter in die ry gestaan, en ek sê, of hulle gaan my hier uitgooi, maar hierdie soek ek. Ek soek dit. En dit was hierdie blinde man het gesê, Here, ons gaan aanhou glo, en ons gaan aanhou volhard, en ons gaan aanhou U roep, en ons gaan aanhou U volg, maak nie saak, jy gaan ons of moet wegjaag, of ons moet genees, maar ons gaan aanhou, en aanhou, en aanhou. Dis 'n geloof wat volhard, wanneer niks verander nie. Kolossense sê dit eintlik so mooi, Kolossense 4 vers 2, sê volhard in die gebed. Maar ek hou daarvan, hy sê, maar wees daarby waaksaam en dankbaar. Met ander woorde, ons moet eintlik al dankbaar wees vir goed wat die Here vir ons gegee het, terwyl ons dit nog nie gaan sien nie. Ek moet al reeds dankbaar wees vir 'n wonderlike buiteligdiens, terwyl ek nie weet wat die weer gaan maak nie. Ek moet al reeds dankbaar wees vir dit, vir daardie genesing, terwyl ek nog eintlik sukkel om te loop met my rugpyn nog. Dankbaar, wees volhard in gebed, en dit wat geloof. Dit wat geloof om vir jou kind te bid, maar jy sien nog niks verandering nie. Jy weet, so 'n storie in Lukas 18, gaan lees dit in die Bybel. Lukas 18, sy regter. Die Here praat, Jesus vertel 'n storie van 'n regter wat God nie geëer het nie, en hy het medemense nie gerespekteer nie. En daar was ewe skielik 'n weduweetjie van 'n vrou. En iemand het iets onregs aan haar gedoen, en sy wou net justice gehad het. En sy het konstant na hierdie regter toe gegaan, wat nou nie van medemense gehou het nie, en nie God geëer het nie, en sy het konstant by hom gaan pla.
Wanneer gaan jy iets omtrent doen? 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 So by so dat dit het hierdie regter absoluut net mal gehad. Mal gehad. Hy het sy kop verloor. Hoor die Bybel sê selfs Jesus het na die regter toe gegaan en sê luister, doen net asseblief iets aan hierdie vrou, want sy maak iets om mal te maak. Gaan lees dit, staan genuine in die Bybel, Lukas 18. Gaan doen net iets. Hy sê maak my mal. En Jesus kom en hy kry na die tyd die ouens bymekaar en hy sê kom ons leer 'n lesie uit, julle. As die regter wat nie mense respekteer nie, wat God nie eens eer nie. As die regter beweeg is deur hierdie aanhoudende vrae van hierdie weduwee, hoe dink jy nie sal 'n liefdevolle God reageer wanneer sy kinders aanhoudend vir hom iets vra nie? Liefdevolle God, Here help my. Here, ek het nie genees nie. Here, my kinders. Here, daardie ou wat ek nou net opgenoem het, Here wat nie by U is nie. Here, aanhou en aanhou en aanhou. Inteendeel, ek lees 'n getuienis hierdie week van 'n vrou, die kerk het 'n doop gehad, soos ons verlede week gehad het. 11 mense het verlede week gedoop, in elk geval, né? Great stuff. Nee, dis amazing. Yes. Hulle het hulle doop gehad en daar was 'n ouderige vroutjie van die ou 80. Sy was in die 80s wat haarself laat doop het. En die pastoor het al klaar gedoop en toe hy nou uit is en hy loop nou kantoor toe of waarheen hy gaan, toe kry hy die dogter wat snot en trane huil. En hy vra vir die dogter, weet jy, hoekom huil jy? Hierdie is 'n wonderlike dag, jou ma het haarself laat doop. Hierdie is 'n wonderlike dag. Kom huil jy? Sy antwoord die pastoor en sy sê, want vir 22 jaar lank het ek gebid. En ek het amper gestop. Sy sê, pastoor, ek het vir 2 jaar lank gebid dat my ma by Jesus uitkom. En dit het nie gewerk nie en ek het vir myself gevra, hoekom bid ek nog? Sy sê, ek het vir 5 jaar lank aangehou bid dat my ma by Jesus uitkom. En dit het nie gewerk en ek het op 'n stadium gedog, gee God om. Luister hy ooit? Soos ek het vir 15 jaar lank gebid dat my ma by die Here uitkom. Vir 15 jaar en niks het gebeur en ek het gedink dis useless. Ek dink nie dis klaar. Soos ek het vir 20 jaar lank gebid dat my ma by die Here uitkom en niks het gebeur en ek het ooit myself gewonder, is daar nog ooit 'n God? 22 jaar in, gee my ma hart vir die Here en word sy gedoop. Sy pastoor, ek het amper ophou bid. Kerk, dit is 'n geloof wat volhard wanneer niks verander nie. Dis 'n geloof wat vir 22 jaar lank op haar knie was vir haar ma. Gesê ek sal aanhou bid vir 22 jaar lank totdat God my ma red. Is iemand vanmôre hier, kerk? Jy bid al so lank vir iets. Dis mense vanmôre hier en daar's 'n stemmetjie in jou kop wat sê, ag, hoekom nog aanhou glo? Hoekom nog aanhou bid? Hoekom nog verder bid? God gaan in elk geval nooit iets doen nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy's vanmôre hier, want ek moet hierdie vanmôre vir jou sê dat 'n geloof wat God eer is 'n geloof wat aanhou en aanhou en aanhou wanneer niks sin maak nie. En al wat ek vanmôre vir jou wil bemoedig is, hou jy net aan. Hou jy aan bid, God hoor jou. Dan die laaste geloof is 'n geloof wat aanhou werk, al maak niks sin nie. Sien, ons 'n groot verskil tussen hoop en geloof. Hoop is 'n begeerte. Hoop is om ons hoop dat die weer gaan beter lyk op die buiteligdiens. Geloof is om die stage op te slaan terwyl ek nog nie weet wat die weer is nie. Geloof is 'n werkwoord, it's a verb in English. Dis 'n werkwoord. Geloof is om dinge te doen wat bewys dat jy glo. Weet Jakobus in die Nuwe Testament kom vertel van Abraham se geloof. Hy sê Abraham se geloof was gekenmerk deur sy dade. Nie van julle wat nou nie Abraham se storie ken nie, kom ek vinnig gou vertel jou. Abraham het vir 100 jaar lank gewag vir 'n kind. Vir 100 jaar lank het hulle die Here gevra vir 'n kind en ewe skielik kry hulle 'n kind. En net toe hy so 'n bietjie oud is en hy jong laaitie was, sê die Here vir hom, luister, glo jy my? En Abraham sê, "Jesus, Here, ek glo U." Hy sê, "Vat jou kind, vat hom op die berg en gemaak hom dood. Want ek wil sien dat jy my liefhet." Abraham pak sy hout, vat sy mes op die berg. Vat sy klinkie, elke keer, ek kan amper net daai seentjie hoor elke keer, "Pappa, waarheen gaan ons? Moenie worry nie. Pappa, waarheen gaan ons? Moenie worry nie." En toe hulle bo op die berg kom, toe pak hy daar die hout. Sit sy kind daarop, maak hom 10-10 vas. Haal sy mes uit. En toe hy so opgaan om te gaan, toe sê die Here van, "Wow! Jy het bewys
dat jy glo. Jakobus 2 vers 22 skryf dit so. Hy sê, jy sien dat Abraham sy geloof met dade gepaard gegaan het en dit eers deur dade volkome geword het. Kerk, 'n geloof wat God eer, is 'n geloof wat aanhou werk. Dade, al maak dit nie sin nie. Sien, hierdie blinde manne, kon soos baie van ons gewees het. Weet jy hoe maak ons? Ons maak mos so. Ons sê, ons maak so, ons probleem, as ons 'n probleem kry, dan maak ons of dit totaal en al die einde is. Al wat ons aan dink is die probleem. Ons fokus so op die probleem en ons mis al die oplossings wat God vir ons gee. Weet ons hoe maak ons? O, ja, ek is blind, so ek gaan nou maar my hele lewe lank net niks doen nie. O, ek is 'n wit Suid-Afrikaanse man, so lyk my niemand gaan my 'n werk kan gee nie, want ek is wit en ek is Suid-Afrikaans. So wat help dit ek soek 'n werk? O, jy weet ek is al oor die 30 jaar oud en nog steeds nie getroud nie, nog nie 'n boyfriend nie, so weet jy wat help dit? Ek gaan maar my hele lewe lank net single bly. O, jy weet ek gaan nooit weet nie, ek sal 40 en ek weet nog steeds nie wat ek wil doen met my lewe nie, so wat help dit? Ek gaan maar net by die huis bly. Ons maak mos so. Maar nie die blinde mense nie. Hierdie blinde man kom en sê, wag, hy seker vir sy chommie gesê, chomma, ons kan nie sien nie, maar ons kan hoor. En ons weet dat geloof kom met die aanhoor van die woord van God. Ons het gehoor dat Jesus in ons dorp is. Dis 'n begin. Kom ons hoor wanneer hy naby ons kom. Ek gaan amper sien die ander chomma sê, jy's reg, ons kan nie sien nie, maar ons kan hoor, ons kan skree, so wat van as ons hoor hy's naby, dan skree ons. Jesus, seun van Dawid, ontferm ons. En dan kan ek amper hoor die ander ouetjie sê, jy's reg, ons kan nie sien nie, maar ons kan hoor, ons kan skree, ons kan loop. So wat van ons volg Jesus. Ons hou aan hom volg en skree totdat hy ietsie doen. Weet, jy kan ook nie alles vermoere doen nie. Maar ons wel sekere goeders wat jy kan doen. Kom begin jy nie daar nie. En ek weet nie wat dit is wat jy vermoere nie kan doen nie, maar ek weet verseker daar is iets wat jy wel kan doen. As jy net so bietjie jou dade in jou werk vat en jy mix dit so bietjie met jou geloof, dan gaan jy op die ou en agterkom dat God 'n wonderlike, onmoontlike moontlik kan maak. Ek weet jy kan nie kanker genees nie. Jy's nie God nie. Maar jy kan op 'n regte dieet gaan. Dis wat jy kan doen. Jy kan die beste dokters gaan sien. Dis wat jy kan doen. Jy kan jou selgroep kry of mense kry of 'n gebedsspan kry en sê luister, ek wil hê jy moet saam met my bid want ek glo in 'n God wat kan genees. Ek weet jy kan nie al jou rekeninge betaal nie. Ek weet. Maar jy kan begin om Jesus te soek. Jy kan begin om alles wat in jou huis staan wat jy nie gebruik het te verkoop, behalwe jou kinders. Jy kan dalk begin om 'n tweede werk te kry na 5 wat vir jou ekstra inkomste gaan bring en jy kan solank begin om R100 te betaal op jou kredietkaart. Ek weet jy kan nie jou man en jou vrou change nie. Ek weet dit. Maar jy kan nou begin lief hê soos hy is. Jy kan begin om op berading te gaan. Dis sê kom ons werk aan hierdie ding en dan kan jy begin om God te vertrou om 'n huwelik te genees. Kyk, kom ons stop fokus op wat ons nie het nie. En kom ons begin fokus op wat ons wel kan doen. Erik. So al wat jy sê vanmôre is ek moet net 'n bietjie ietsie kan doen en ek moet net 'n bietjie geloof hê en dan boem gaan God my gebede beantwoord. Nee, ek sê niks vir nie. Ek sê dat ons geloof is nie in ons nie. Ek sê ons geloof is nie in ons geloof nie. Ek sê ons vyf is in die faithfulness van God. Dis wat ek vanmôre sê. Ons vyf is in die faithfulness. Weet ek dink aan Shadrach, Mesach en Abednego. Ek is klaar nou. Weet daai manne se geloof. Weet die koning kom en die koning sê luister ek wil julle moet voor my buig en as julle nie voor my buig gaan ek julle in hierdie vuurwarm oond gooi. En 3 jong laities, jonger as ek, staan daar en sê luister die koning kom ek sê gou met alle respek ons gaan nie voor jou buig nie. En as jy ons in daai vuur gooi, ek weet my God kan ons red. En as hy ons nie red nie, sal ek nog steeds nie voor jou buig nie, want ek glo my God kan. En dis die geloof wat ek wil hê.
Dis 'n geloof wat ek wil hê om te sê, weet jy wat, Here, ek weet U kan genees. Ek weet U kan wonderwerke laat plaasvind. Ek weet U kan, maar Here, as U nie doen nie, dan glo ek U steeds. Want my geloof is nie in my werk nie, my geloof is nie in my dade nie, my geloof is nie in resultate nie, my geloof, my faith is in the faithfulness van U. Oh, maklik vir jou gesê, preacher little boy, preacher boy, jy glow in the dark mos, julle predikante. Jou Bybel mos so. Maklik vir jou gesê. Hou jy maar aan met jou blinde geloof. Ek het 'n comeback. Ek het 'n bietjie gaan dink, maar ek moes 'n comeback kry. My comeback is, ek sal eerder blind wees en in God glo. Wat kan, as wat ek kan sien en in nie God glo nie. Ek is eerder blind. Ek glo in 'n God. Wat kan? As wat ek glo, as wat ek kan sien en ek glo glad nie. So watter geloof eer God? Nommer 1, 'n geloof wat glo wanneer daar niks is om te sien nie. 'n geloof wat glo of wat aanhou volhard wanneer niks verander nie. En 'n geloof wat aanhou werk al maak dit nie sin nie. Kom ons bid. Here, ons loof U en ons prys U vanmôre. Here, paai ons sit vanmôre hierheen en 'n tough challenge voor hulle, Here. Ons het 'n tough challenge vanmôre, Here, deur fisiese uitdaging. Of dalk het ons 'n tough challenge met ons verhoudings, Here, of dalk het ons net 'n tough challenge met finansies, ons verlede, Here. Maar dankie dat ons vanmôre kon opgefire word vanmôre, Here, om te weet dat my geloof is nie perfek nie, Here, maar my geloof kan werk, Here. As ek my geloof net vanmôre vat en ek U net kan aanhou glo. As ek my geloof vanmôre net kan vat, Here, net kan aanhou werk. Here, as ek net kan aanhou volhard, dan weet ek, Here, dan kan U vir my deurkom en weet, Here, as U ook nie vir my deurkom nie, dan bly ek glo nie. Want U is getrou. Ag Here, so kom dankie vir elkeen van ons, Here. Kom maak ons 'n kerk wat aanhou glo, al sien ons nie verandering in Randfontein nog steeds nie. Here, maak ons 'n kerk wat aanhou glo, Here, wat aanhou bid vir Randfontein, al sien ons niks verander nie, Here. Want ons weet U kan. Ons weet U kan. Ag Here, en as daar vir mense vanmôre hier is wat sit, wat worstel met daardie vraag, Here, dat U vanmôre ook vir hulle sal kom wys dat U kan genees. U kan 'n deurbrok gee. U kan veranderinge bring. U kan vrymaak, Here. U kan 'n huwelik restoreer. Here, U kan weer families bymekaar bring. Dat U dit sal doen. Ons loof U en ons prys U. As jy vanmôre hier sit, jy ken nie Jesus nie. Ek weet ek het dit nou gesê toe ons nou gesing het. Maar ook sit jy vanmôre hier en jy ken nie Jesus nie. Ken hom. Leer hom ken. Luister, die beste besluit wat ek in my hele lewe gemaak het, was die dag toe ek Jesus aangeneem het. Dis die beste besluit. Neem hom aan. So maklik. Hy gee nie om oor jou verlede nie, hy gee nie om wat jy gedoen het nie, hy gee nie om nie, hy soek jou hart. En dan gaan hy met jou op pad stap. Jy hoef nie perfek te wees nie, ek is nou nog nie perfek nie. Inteendeel, dink, julle is way beter as ek. Maar steeds wil God gebruik God, en God wil jou gebruik. Gee jou hart vir hom. Sê ja vir hom, sê Jesus, ek kies U. Ons loof U en ons prys U daarvoor, Here. Amen. Amen.